Nou, so van regters gepraat. Regters is, soos ek sê, ook maar mense, feilbaar. Maar jou mees ervare regters weet gewoonlik instinktief waar jy 'n saak gaan na hy die tweede of die derde getuie gehoor het. En dan is hulle geneig, of dan is party van hulle geneig om by die einde uit te kom. Hulle wil net klaarmaak. En so was daar 'n regter gewees wat alreeds die appelhof aangevat is, want hy's geneig om kortpad te vat, as dit nou by so iets, veral by strafsake. En vertel 'n ou kollega van my, baie jare terug, so 'n ervare regter, sit op die rondgaande hof in 'n klein dorpie op die Weskus. En daai tyd, daardie jare, is alle verkrachtingssake in die Hooggeregshof gedoen. Omdat dit was 'n halsmisdaad, daar was moontlikheid van die doodstraf altyd daar, maar meeste verkrachtings het dit nie te sprake gekom nie. Dus in hierdie geval sit hulle daar in die Hooggeregshof op rondgang en daar kom 'n ou voor vir verkrachting. Nou, die staat se feite is die ou en die klaagster het saam in 'n wingerd gewerk. En toe het die klaagster gegaan om te gaan urineer daar in die bosse iewers. En toe volg hierdie ou haar. En terwyl sy nou daar heel weerloos sit en urineer, spring hy haar plat en verkrag haar. En sy sit toe 'n keel op en hier kom die ander mense wat daar werk, hulle vang hom met sy broek op sy knieë, in flagrante delicto. En daar's nie eintlik iets wat hy kan sê nie. Nee. Almal het dit gesien. Caught red-handed with his pants down. Ja, exactly. Nou kom hy voor die hof. Weer eens ook, hy pleit onskuldig. Hy wil nie prodeo. Hy kan prodeo kry. Hy wil nie prodeo hê nie. Hy praat vir homself, want hy's onskuldig. Nou lei die staat hulle getuienis en hy stry omtrent met niks, want die feite is gemeene saak. Maar nou gaan getuig hy, en hy sê ja, nee, alles het so gebeur, maar hy sê maar wat hulle nie sê nie. Terwyl hy en die vrou daar in die wingerd gewerk het, het hulle onderling besigheid gepraat. En hy het toe met haar gereël dat sy sal nou daar agter die bosse gaan en dan sal hy nou daar gaan en dan sal hy haar betaal. Hy sê en toe hy nou klaar is of terwyl hy besig is daar, toe vra sy nou vir hom, maar waar's die geld wat hy haar gaan betaal? Nou sê hy, my edele nou, ek is 'n man wat werk. Ek loop mos nou nie met geld op my as ek werk nie. Ek sou hom mos nou gebetaal het as ons uitgeval het. Maar sy wil nie rede verstaan nie, toe begin sy te skree en toe vang hulle hom nou daar. Maar eintlik was dit nou met haar toestemming gewees, is nou net dat sy wou dit nou nie op krediet gedoen het nie. Hy moes nou cash en kontant betaal het en hy het dit mos nou nie op hom gehad nie. En dit is ook nie die ooreenkoms nie. Die regter wat lankal besluit het dat hierdie ou is so skuldig soos 10. Ek meen daar's nie 'n kwessie nie. Val hom daar in die rede en hy sê nou sê vir my man. Nou hoeveel sou jy vir haar betaal het? Nu sê hy R0,5. Ek sou R0,5 betaal het. Die regter sê ag, moet nou nie vir my kom nonsens vertel nie. Wil jy hê ek moet glo dat daai vrou vir jou daai sou gegee het vir R0,5? Hulle sê die ou het so half verstar en toe het hy so half 'n uitdrukking op sy gesig gekry dat lyk of hy en die regter op dieselfde vlak is hierso. En toe sê hy my edele, ek sal nou nie kan sê hoeveel sy vir my edele hulle charge nie. Vir ons arm oudjies charge sy mos maar net R0,5. Hulle sê die regter het toe nie verdere vrae gehad nie. Nee, regter het sy eie rights. Ja, baie. Die ryk ouens vra sy miskien, want die regter weet mos nou wat sy. Daar sê die regter dan nou. Die regter sê mos nou, sy sal nie daai vra nie. So obviously vir die regter vra sy nou meer.